So blaai saam met my na Efesiërs 2. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 10. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Here en Hemelse Vader, dankie vir die geleesde woord. Heilige Gees, my gebed is dat U deur my sal praat. Verberg my agter die kruis, Vader. Here, verberg my slegte gewoontetjies en Here, praat U duidelik vanmôre. Al weg wat U moet U wees nie, Here, sit in wat U moet inwees in hierdie preek. En dat ons vanmôre almal hier sal iets stap verander. Maak nie saak wat ons issues of probleme vanmôre is nie, Here, dat ons sal besef ons aanbid 'n groot en almagtige God. Ek loof en ek prys U naam daarvoor. Amen. Nou ons ken almal die gevangenisstelsel, die korrektiewe dienste soos hulle dit noem. Nou jy weet as jy as 'n veroordeelde gevangene tronk toe gaan jy met niks daarin nie. Jy gaan amper in jou arms gewaad, gaan jy die tronk binne. En jy kan niks saamvat nie, dis by uiterste gevalle dat hulle jou toelaat om onderklere of skoene of van jou eie klere te kan saamvat, want hulle issue jou met alles. Hulle gee vir jou klere, hulle gee vir jou beddegoed, hulle gee vir jou eetgerei, alles word wat jy nodig het, word daar vir jou voorsien. Nou, jy is 'n krimineel, en die idee is, jy sal hoor, is korrektiewe dienste. Die idee is om jou uit die samelewing uit te vat, uit daai omgewing waarin jy was toe jy kriminele, uit die kriminele omstandighede uit te vat, en jou nou 'n beter mens te maak binne in die tronk. En hulle los al jou goed wat jy buite gehad het, los hulle buite, en hulle gee vir jou als nie binnekant. Binne in die tronk gee hulle vir jou bewaarders, onthou jy die hele mag van die regering het hulle agter hulle, wat jou moet help korrigeer, jou probeer regmaak, probeer beter maak. En ons almal weet, en baie van die gevangenes sal vir jou sê, jy word 'n groter krimineel binne in die tronk as wat jy was voor jy binne toe gegaan het. Jy kan so 'n bietjie met hulle praat. As jy nie gewelddadig was nie, word jy dalk gewelddadig binne in die tronk. Jy leer daar hoe om beter te steel, beter krimineel te wees binne in die tronk. En as jy dink omdat jy nie wapens het nie, onthou jy word gefasiliteer, hulle deursoek jou kamer, hulle deursoek jouself om te kyk of jy enige goed ingesmokkel het, soos wapens en goed. Ek weet jy het niks, hulle probeer al hierdie goed weghou van jou af sodat jy 'n beter mens kan word. Maar jy weet hulle gebruik selfs normale goed. Soos 'n koekieseep, sokkies, you name it, hulle gebruik normale goedjies om wapens mee te maak, sodat hulle iemand anders kan seermaak, kan vermink en selfs doodmaak. Ek meen, normale goed so seep, tandeborsel, normale goed wat ek en jy na kyk en jy dink, hulle maak wapens daarvan. So as jy werklik besef
ons het hulle nou uit hierdie wêreldregering uitgevat, uit hierdie stelsel uitgevat, ons het hulle nou in hierdie plek gesit waar ons wagte het om hulle op te pas, hier's niks van hulle wat van buite af inkom nie, en hulle sal nou beter word. En die ding is, hulle word nie sommer beter nie. Hoeveel mense in Woester vat jy wat ons ken daar, soos ek sê, dis een van die dorpe in die land met die hoogste bende geweld, en is tronk in en tronk uit, tronk in en tronk uit, tronk in en tronk uit, en hulle raak net erger. Hy kom uit die tronk uit, hy kom pleeg moord weer, en hy gaan maar weer terug tronk toe. So die punt is wat ek wil maak is, die idee dat jy hom uitgevat uit die wêreld, uit die kriminele omstandighede uit, jy kon dit doen, maar jy kon nie die krimineel uit hom uithaal. En dis die punt. So dis nie net die omgewing of jou omstandighede wat jou 'n slegte mens maak nie. Dis nie dit wat jou sleg maak nie. Dis nie al nie. Ons sien dit net as die omstandighede, maar dit gaan dieper as dit, en dit is wat Paulus kom, en Paulus kom vanmôre en hy sê, wie wat, dit is, julle is as wêreldlinge, as mens is jy van alle kante omsingel. Jy sit met 3 goed wat teen jou tel, 3 goed met jou as mens. As jy vanmôre hier sit en jy's 'n wedergebore kind, wil ek vir jou wys, en Paulus gaan hierdie Efesiërs terugvat. Hy het nou net vir hulle gebid dat hulle die hoop van God se roeping sal verstaan. Hy het vir hulle gebid dat hulle sy rykdom en dat hulle sal besef hulle is God se rykdom en sy erfenis. Hy het vir hulle gebid dat hulle God se krag, dat hulle sal weet dit is onmeetbaar. Sy krag is so groot en almagtig dat ons dit nie kan verstaan of begryp nie. Hy het vir hulle gebid dat hulle sal besef dat Jesus Christus is bo alle magte, sit hy in die hemel. Hy's in beheer van alles. En dan wil hy hulle moet weet dat al hierdie krag in hierdie einste Jesus Christus wat bo alles gesit is vir hulle beskikbaar. Hy werk vir ons. En nadat hy al die goed gedoen het, wil hy hulle so 'n bietjie terugvat. Nou, hy het hulle al die goeie nuus gegee. Dit is wie hulle is. En nadat hy al die goeie nuus gegee het, wil hy hulle so 'n bietjie terugvat na hulle lewe voor Christus. Ek wil julle so 'n bietjie wys waar julle vandaan kom, waar julle uitgeval het. Waar kom jy vandaan? Hy wil julle so 'n bietjie vertel hoe hopeloos was hulle situasie voor Christus Jesus. God het hulle geestelike polsslag geneem, sodat hy kon die aard en die oorsaak van hulle siekte kon bepaal. En sy diagnose was dat hulle is geestelik dood. Ons sien dit daar staan jy was dood. Hulle was nie baie siek nie, hulle was dood. Hulle is verwyder van God, daar was 'n kloof tussen hulle en hulle Skepper. Hulle is uitgesluit van die lewe van God. Efesiërs 4 vers 18. Blaai saam met my. Efesiërs 4 vers 18. Ons lees vanaf vers 17 af. Hy sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Hy sê julle was dood. Julle is verwyder van God. Ons is afgesny van die ware, ewige, geestelike lewe. Wat deur God vir ons gegee is en deur hom onderhou word. En wat sê die skrif? Wat is die ewige lewe? Is om God te ken en Christus Jesus wat hy gestuur het. Dis die ewige lewe. Dis wat daar staan. So die oorsaak van die dood is hulle oortredinge en hulle sonde sê. Julle is geestelik dood, julle is verwyder van my, julle ken my nie, julle het nie die ewige lewe nie, want julle ken my nie en julle ken nie Christus Jesus nie, julle is verwyder van my af. So dit was sy diagnose. En wat is die prognose? Met ander, wat was sy ingeligte voorspelling van wat hierdie siekte sou lei? Waartoe sou die dood lei? Waartoe sou dit, hoe sou dit vorder? Dokters gee gewoonlik vir jou prognose en sê vir jou, jong, dit is wat gaan gebeur. Ons gaan met jou rug, dit is die situasie, dit is wat fout is met jou rug. Ons gaan dit doen en dit gaan jou soveel maande vat, gaan jou dalk 'n jaar vat, wat ook al. En hier is sy prognose, sy ingeligte voorspelling. En dit lyk baie sleg. Julle het al gesien as 'n mechanic 'n bonnet oopmaak en hy staan daar en hy kyk na daai kar en
Dan begin dink jy al, Jesus, hoeveel geld het ek in die bank? Hoeveel moet ek nou? En die oomblik toe Jesus na ons kyk, toe die Vader na ons kyk, sonder Christus Jesus, en hy maak ons geestelike bondes oop, toe sit ook, hier is geestelik, is vleeslik op hierdie aarde niks wat ek vir julle kan doen. Hier is niks op hierdie aarde wat jou kan lewend maak nie. Jy's dood. Dit lyk sleg. En die probleem is drievoudig. Hier is die probleem, hulle word vergiftig deur die wêreld, die duiwel en die vlees, sê die skrif. 3 goed wat ons moet sien. Hy sê die wêreld, die duiwel en die vlees. Nommer 1 sê julle loop soos die wêreld. Dis nie net 'n toestand van die mees verdorwe mense daar buitekant nie. Die slegste mense in die samelewing nie. Maar dis die probleem van almal. Almal wat nie in Christus Jesus glo nie, almal wat hom nie vertrou nie. Voor bekering leef elke mens soos Adam, in rebellie teen God. Die sisteem, hierdie sisteem waarin ons gebore is, hierdie sisteem waarin ons groot gemaak word, is die verskaffer van ons lens waardeur ons kyk na wat is reg en wat is verkeerd en wat is waar en wat is onwaar. Ons omgewing, ons kultuur waarin ons groot word. So voor hulle Christus geken het, was hulle gedrag beïnvloed deur die omgewing waarin hulle leef, deur ons samelewing. Ons voorkeure, ons houdings, ons gewoontes was nie God se standaard. 1 Johannes 2 vers 15. 1 Johannes 2 vers 15. Hy sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ons het die wêreld lief gehad, wat hy sê. Jy het hierdie wêreld aangehang. En dis maar nommer 1. Hy sê julle loop soos die wêreld. Nommer 2 het hy gesê julle volg die duiwel. Dis die tweede ding. So die omgewing waarin jy groot geword het, en nou kom hierdie Satan en hy gebruik hierdie einste omgewing om jou by te kom. Hierdie bonatuurlike wese wat gesag het oor ander bose geeste in die lig, sê die skrif. Hy sê die mag in die lig. Hy is die gees wat nou aan die werk is in die kinders van ongehoorsaamheid. Hy werk in hulle. Hoor wat sê hy daar? Johannes 8:44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. En wat is sy wil? Sy wil is om die mens om te vernietig. Die skrif sê hy was 'n mensmoordenaar van die begin af. En hoe het hy dit gedoen? Ons het nou net vir jou gesê, ons het in die begin vir jou gesê, om God te ken en Jesus Christus wat hy gestuur het, is die ewige lewe. So wat het hy gedoen om jou dood te maak? Hy het jou verwyder van God die Vader, dis wat hy gedoen het. Hy het 'n skeiding gebring tussen jou en God. En wat het gebeur? God het vir Adam gesê, nadat hy hom gemaak het, het hy vir hom gesê, hier is hierdie bome, hy het gesê, jy kan vir al die bome in die tuin eet, maar van daai een mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, wat dan? Dan gaan jy sekerlik sterf. En wat kom doen Satan? Hy bring twyfel tussen wat God gesê het, en wat ons, onthou ons reg. Wat sê hy? Julle sal gewis nie sterwe nie. Wat? En laat jou twyfel. Het God dit gesê? Is dit so? So hy is aktief besig, soos die skrif sê, in die lewens van die ongelowiges, gekenmerk deur ongehoorsaamheid. So jy die wêreld, jou omstandighede waarin jy groot geword het, jou kultuur waarin jy groot geword het, en dan sit jy met Satan, hierdie bose geeste in die lig sit jy mee, jy daarmee te doen, en dan kom hy, so dis die twee dinge, en dan kom hy nommer 3, hy sê julle doen wat julle vlees wil hê. En hier is die eintlike probleem. Hier is die eintlike probleem. Die ander twee is groot issues, maar jy is jou eie grootste vyand vanmôre. Want hy sê met die vlees, as hy praat van vlees, praat Paulus nie van jou fisiese liggaam of jou fisiese bestaan nie, dis nie waarvan hy praat nie. Maar hy praat van die Efesiërs se gevalle, selfgesentreerde, geestelike natuur. Menslike natuur. Dis waarvan hy praat.
Almal word deur die sondeval beïnvloed, almal van ons. Die skrif noem ons kinders van ongehoorsaamheid. In plaas daarvan dat ons God ken en hom volg ons eie begeertes, die begeertes van hierdie liggaam, die begeertes van my verstand, sê die skrif. Dit wat ek dink. En hier is die ding wat jy moet verstaan. Die geestelike dood van die hele mensdom is nie bloot te wyte aan eksterne invloede nie. Met ander woorde, my fisiese omgewing waarin ek groot word, of die geesteswêreld, die duiwel wat my beïnvloed nie. Ons dink so. Paulus sê hulle is van nature kinders van die toren. Dis in jou ingebore. Jy's van nature so. Dit is in jou bloed. Dit is 'n familiekwaal. Jy gehoor van familiekwale? Toe ek begin siek word in 2020 en ek het die dokters in, dokters uit en eintlik gaan ek na 'n homeopaat toe en toe ek hierdie homeopaat gaan sien, toe gee sy vir my so 'n dikke Bybel wat ek moes invul van my, nie net my issues nie, maar my pa en my ma en my oupa en my ouma, so hulle het so diep in my geskiedenis ingegrawe, want hulle wil gaan kyk, wat se issues het my voorouers gehad? Wat se kwale het hulle gehad? En dis die probleem vanmôre, is dat ons het hierdie ingebore kwale van ons voorouers Adam en Eva. Ons almal sit met daai selfde kwaal. Dis oorgeerf, Psalm 51 vers 7. Blaai saam met my. Psalm 51 vers 7. En is Dawid wat hier praat. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dis rof. Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12. Hy sê daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, Adam, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die feit dat jy sondig is die bewys dat jy 'n kind is van Adam. Ons sit met dieselfde kwaal, ons sit met dieselfde probleem. En hier is die probleem. Hierdie drievoudige slawerny van die wêreld en die duiwel, hierdie eksterne kragte, hulle vier slegs ons sondige natuur aan. Die ganse mensdom sonder Christus is verdoem. En ons verdien die toorn van God. En dit is presies die teenoorgestelde van wat die wêreld van ons as mens sê. Presies die teenoorgestelde. Die wêreld sê die mens is basies goed. Eintlik goed. Die mens word goed gebore, maar die invloed van die samelewing maak ons korrup. Nou as gesegd, hulle sê plaas die lood in goeie grond en jy sal 'n goeie kind kweek. Met ander woorde, hou die goed buite, hierdie omstandighede, die lelike goed buitekant, en dan sal jy 'n goeie kind kweek. Met ander woorde, hou nie die slegte goed van hom af weg. Hou hom weg van slegte invloede, so slegte maats, van rook en van drank en van dwelms en geweld. Hou hom weg van hierdie goeters af. Jy sondig, dis die idee, jy sondig omdat jy rook. Jy sondig omdat jy drink, dwelms gebruik, moord pleeg. Hulle moet net hierdie goed vermy, dan doen hulle goed. Reg? Jy al daai evangelie gehoor? Hou op rook. Hou op drink. Die Here watch jou. Is dit die evangelie? Jou probleem is nie die rook of drink nie. Jy gaan nie hel toe oor die rook of drink nie, dis nie die probleem. Jou probleem is hart, jy het 'n hartprobleem. Elke persoon dink dat die ander ou is erger as ek. Hy is slegter as ek. Ons kyk na ander in trappe van vergelyking. Jy kry goed en dan kry jy sleg en dan kry jy slegter en dan kry jy slegste. Net solank ek nie daar by die slegste is nie. Net solank daar mense rondom my is wat slegter as ek is, dan is ek nie so bad nie, reg? Jy al so gedink? Solank ek net nie soos my buurman lyk nie, is ek alright. My buurman raak die maatstaf waarin ek myself meet. Maar God sê, hy is die maatstaf waarteen ons onsself moet meet.
Matteus 5:48 sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Indien jy enigiets anders as volmaak is soos jou Skepper, is jy dood. En ons almal weet, net soos ek en jy hier sit vanmôre, nie een van ons is perfek nie, nie een nie. Ek sê weer, jy moet net my gedagtes vanmôre op daai bord kon sit, vandat ek opgestaan het vanoggend. En jou hare sal rys. Ek is nie perfek nie. Voordat ons gered is ons soos elke ander persoon daar buite dood in oortredinge en sondes. Nou hierdie woord in die Grieks, dui 'n sfeer of 'n atmosfeer of 'n koninkryk waarin iets of iemand lewe. Dis waarvan hy praat, jy's in jou sonde. In sonde. So in hierdie konteks verwys die sondes en die oortredinge nie na blote werk of dade nie, met ander woorde rook en drink. Dis nie waarvan hy praat nie. Heel eerste beteken dit van 'n bestaanssfeer waarin jy leef, hierdie atmosfeer waarin jy leef. Hierdie kultuur waarin jy leef. So jy word nie 'n leenaar, en dit is belangrik dat ons hierdie ding besef. Jy word nie 'n leenaar omdat jy gelieg het nie. Jy lieg omdat jy 'n leenaar is. Jy word nie 'n dief omdat jy steel nie. Jy's 'n dief omdat jy steel omdat jy 'n dief is. Dis wat hy sê, jy's dood in jou oortredinge. Jy's 'n slaaf van die sonde, jy moet doen wat jou baas sê. En net so is dit met moord, met egbreek, met skinder, you name it. Dis binne in ons in. Dis soos wat die Bagam sê, met kindertjies. Ons dink hulle is so oulik en hulle is so perfek, hulle is so wonderlik. Maar as hy sê, hy noem dit in Engels, hy sê, the angry cry starts early. Hy's droog, die winde is uitgevryf, sy maagie is vol, en nou skree hy. So klein soos hy is, wys hy vir jou wie's baas in hierdie huis. Jy sal nie slaap nie, want ek slaap nie. En waar die Bagam stel het so mooi, hy sê die Here het hulle so oulik gemaak, sodat jy hulle nie doodmaak nie. En hy het hulle so klein gemaak, sodat hulle jou nie doodmaak. En hier is die punt, wie se kinders het al iemand gebyt? Ok, nou is my vraag, het jy as ouer jou kind geleer byt? Wie se kinders het al ander kinders se speelgoed afgevat, of as hy maatjies kry, wil hy sy speelgoed deel nie? Het jy dit vir hom geleer? Waar kom dit vandaan? Joh, ek is dan 'n perfekte ouer. Ons hou al hierdie goeders van hom af weg. Waar kom dit dan nou vandaan? Dis in hom in. Hy's gebore daarmee. Hy's van nature 'n kind van die toren. Van nature. So terwyl geestelike dooie mense wonderlike goed kan doen, en ons doen. Ek dink net aan kunswerke. Ek hou van mooi skilderye. Ek love dit. Ou meubels. Ek hou van meubels wat met die hand gekerf is. Al hierdie goeders. Mense kan mooi goed maak. Kyk 'n atleet. Wonderlike atlete. Kyk rugby en atletiek, al hierdie goeders. Ek meen hulle doen wonderlike goed. Humanitêre werk. Mense wat gaan en hulle sorg vir die armes, mense wat swaar kry, al hierdie goed. Mense wat al hierdie wonderlike goed doen. Maar die skrif sê, hulle kan niks geestelik goed doen. Is nie goed nie, want is nie geestelik goed nie. Want ons is nie aan die wynstok verbind nie. En hier is die ding wat ons moet besef. Ek sê weer, die Here sê hy het ons na sy beeld geskaap, reg? Ons is na God se beeld geskaap. En omdat die mens na God se beeld geskape is, al is jy verlore, is daar steeds gedeeltes in jou wat goed kan doen. Jy kan, ons het daai vermoë. Maar dit is soos 'n handskoen. Onthou 'n handskoen is nie 'n perfekte voorbeeld nie, maar 'n handskoen is na die beeld van 'n hand gemaak, reg? En hoe lyk dit as daai handskoen, as daar nie 'n hand in die handskoen is nie? Dis leeg, is nutteloos.
Ek meen, ek kan dit gebruik vir baie ander goed. Ek kan iets skoonmaak daarmee, maar hy doen nie waarvoor hy gemaak is nie. Dieselfde is met jou en my. Ons is na God se beeld geskape en sonder die Heilige Gees van God binne in ons is ons geestelik dood. Lê ons soos hierdie handskoen leweloos. Ons kan gebruik word vir ander goeders, maar ons is nie gebruik, ons word nie gebruik waarvoor ons gemaak is nie, en dis om God te verheerlik. In alles wat ons doen, dis die punt. Nou daar's nie trappe van vergelyking as dit by die dood kom. Ons moet dit onthou. Ons weet ons ken van goed en ons is sleg, slegter, slegste, maar as dit by die dood kom is daar nie trappe van vergelyking nie. Daar's nie 'n ding soos dood, doder, doodste nie. As jy dood is jy dood. Ek meen as jy in 'n lijkhuis lê, al die liggame wat daar lê, is in verskillende stadiums van ontbinding, maar almal is dood. Reg? Ons kan daarby staan. Soos die woord van Christus van God vir ons sê, julle was dood in julle oortredinge, julle was geestelik dood, toe hy vir Adam beloof het, jy gaan dood. Hoe lank het Adam aan haar nog gelewe? Adam het oud geword. Jy sal sekerlik sterf. Waarvan het hy gepraat? Geestelik. Jy's verwyder van die omgewing waarin jy moet leef, en dit is in die heerlikheid van Christus Jesus. In die heerlikheid van God moet ons leef, en ons is verwyder daarvan as gevolg van ons sonde en oortredinge. As ons nie daarin leef nie, is ons stikken, is ons gebreek, is ons dood, soos die skrif sê. Sonder Christus is almal van ons dood, dood, dood. Dis al trappe van vergelyking wat daar is. Maak nie saak hoe goed jou werke daar buite lyk nie, jy's dood. 'n Persoon wat geestelik dood is, kan nie op geestelike dinge reageer nie. En hier moet ons nou baie duidelik verstaan. Jy kan nie op geestelike dinge reageer nie. 1 Korintiërs 2 vers 14, blaai saam met my. 1 Korintiërs 2 vers 14. Hoor wat sê hy daar? Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Kan 'n persoon wat nie die Here ken nie, kan hy die Bybel lees en verstaan? Ja, ek kan die storie lees, maar gaan dit vir jou sin maak in die geesteskant? Jy kan nie, jy het nie daai vermoë nie. Hy sê, ek gaan dit weer lees, hy sê, die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Hoeveel mense is daar buite wat vandag sê, wie wat, julle aanbid die Jesus Christus, die Jood en die moslim wat vir ons sê, ons aanbid 'n driekoppige God. Jy het geweet? Gaan Google dit so bietjie. Want hulle verstaan dit nie, want hulle is geestelik dood. Romeine 8, vers 5 tot 7. Romeine 8, 5 tot 7. Hy sê, want dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Ek gaan dit weer lees. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan nie. Jy's dood. Jy sal die evangelie gepreek hoor en dan gaan hulle vir jou sê, weet jy wat, jy sit nou daar, die Here gooi vir jou 'n lewensboei uit, jy moet nou net gryp en dit nee, jy's dood. Sonder God se ingryping kan jy niks doen nie. Jy's nie in staat om iets te doen nie. Volgens ek ben, jy kan nie eens geestelik, soos ek sê, jy kan nie die geestelike verstaan nie. Wat nog van geestelik leef? Ons het daai vermoë nie. Volgens God, in Romeine 3 vers 12, is daar niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. En hier is die probleem, ons het 'n hartoorplanting nodig. Ons kort wedergeboorte. Laai saam met my na Esegiel 36. Esegiel 36.
vers 26 en 27. Laat my dit sien. Hoor wat sê, en dit is God wat hier praat. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So wie doen die werk? Hy sê, ek sal maak. Ek sal maak. Ek gaan dit weer lees. Hy sê, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en dit doen. Dis God se werk. Jy's dood. Sonder hom is jy dood. Daar's geen hoop nie. En nadat Paulus hierdie desperate situasie van die Efesiërs aan hulle beskryf het, hulle lewe voor Christus, nadat hy dit vir hulle gegee het, die realiteit dat daar niks op hierdie aarde is wat hulle kan red of genees nie, begin hy vers 4 met die beste nuus ooit, en dis die beste nuus wat jy ooit kan hoor. Waarmee begin vers 4? Maar God. Ten spyte van alles wat ek nou net gesê het, maar God. Dit maak nie saak wat voor hierdie woorde gekom het nie. Niks kan daarteen stand hou nie. Die Efesiërs se benarde situasie het skielik verander as gevolg van God se genade en God se liefde. Gaan lees dit daar. Deur genade en deur Jesus se liefde het hy besluit om vir 'n volk uit hierdie wêreld uit te haal, 'n volk uit die duisternis te gaan haal en hulle te sit in die koninkryk van die lig. Terwyl ander godsdienste fokus op 'n to-do list, ons het daai to-do list deurgegaan. Jy moet dit doen, soveel offers bring om hierdie God van jou tevrede te stel. Jy moet hierdie rituele doen, hierdie offers doen, hierdie wette onderhou. Is die Christen se sleutelwoord genade. Alles is gebaseer op die werk wat God vir ons gedoen het, wat Jesus namens ons op die kruis gedoen het. Dit wat ons vanmôre hier by hierdie tafel kom vier het. Dis die werk wat God gedoen het. En dan gebruik hy 3 werkwoorde om God se genadige verlossingswerk te beklemtoon en te beskryf. En jy sal sien dat elkeen van hierdie wys dat ons in die eenheid met Christus moet wees. Hy onderstreep dit. Hy sê God het ons lewend gemaak saam met Christus. Hy het ons opgewek saam met Jesus Christus. En hy het ons laat sit in die hemele in Jesus Christus. 3 werkwoorde. En nie een van daardie werkwoorde is die werk van 'n mens nie. Lewend gemaak, opgewek en laat sit in die hemele deur God in Christus Jesus. Beide is die genade wat ons ontvang het en die geloof om wat tot hierdie redding lei, is 'n gawe van God. Dis wat hy sê. En omdat redding nie van ons werke afhang nie, kan niemand voor God of voor mense roem nie. Dis beter as jy. Ek het Jesus aanvaar. Nee. Jy het hom aanvaar omdat hy jou gekies het voor die grondlegging van die wêreld. Jy het hom aanvaar omdat hy jou lewend gemaak het, omdat hy jou wedergebore gemaak het, omdat hy sy gees in jou lewe gesit het, wederbaar het, sodat jy die geestelike kan verstaan. Daarsonder is jy geestelik dood. God self het gekom en daardie kloof tussen God en mens, dat hy kom oorbrug. Hy het kom vrede maak. Net soos dat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, het hy ook vir my gesê, Nico, kom uit. En jy kan jou naam vanmôre daarin sit, as jy wedergebore kind van die Here is. Hy het jou naam geroep en het gesê, staan op. Dis die grootste wonderwerk wat ooit gebeur het. Paulus vergelyk wedergeboorte met die skepping. 2 Korintiërs 4 vers 6. 2 Korintiërs 4 vers 6. Hoor wat sê hierso. Hy sê, want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet verskyn. Dis in Genesis 1.
Laat daar lig wees en daar was lig. Hy sê daar die einste God wat hierdie aarde geskaap het, dit is hy wat in ons harte geskyn het en die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Weereens, jy moet dit sê, so hy vergelyk wedergeboorte, vergelyk hy met die skepping. En nou my vraag is, waar was ons toe die aarde geskaap is? Jy was al net 'n God se gedagte. Jy was nie daar nie, het niks aan mee te doen gehad. So hy sê, soos wat hy die aarde geskaap het, gesê, laat daar lig wees, het hy gesê, laat daar lig wees in sy hart, en laat my gees daar wees, wek hom op, staan op. Jesus het vir Nicodemus gesê, toe Nicodemus so 'n bietjie kom vra het hy vir Nicodemus gesê, net soveel soos wat jy met jou eerste geboorte, jou geboorte as babietjie te doen gehad het. Hoeveel het ek en jy met ons geboorte te doen? Niks. Absoluut niks. Hy sê vir Nicodemus, net soveel soos wat jy met jou eerste geboorte gedoen het, net soveel het jy te doen met jou wedergeboorte. Nothing. Dis my werk. Ek maak jou lewendig. Ek laat jou opstaan. Ek bring die lig in jou hart. Ek haal daai hart van klip uit en ek sit die hart van vlees in sodat jy kan verstaan. Dis God se werk. En as jy nie wedergebore is, sê hy, kan jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy het wedergeboorte nodig. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon, die Christendom gaan nie daaroor om 'n beter mens te word nie, om beter dade te doen nie. Die evangelie is nie hou op rook en hou op drink nie, dis nie die evangelie van Christus Jesus nie. Dit gaan daaroor om 'n nuwe mens te word, om hemelse dade te begin doen. 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Hoor wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons is sy maaksel, ons is sy vakmanskap, ons is sy produk, die Griekse woord wat hy daar gebruik is poema, waarvan die woord poem vandaan kom. Gedig. Hy sê, jy's my gedig. Wow. Wie is nie lief vir gedigte om gedigte te lees? Hy sê, jy's my gedig. Jy's my handewerk, jy's my produk. Ons is sy trofees van sy genade. Dis wat hy sê, jy's 'n trofee van my genade. Wat hy eintlik sê is, as mense na jou kyk, mense wat jou geken het voordat hy jou siel gered het, moet hy jou kyk en sê, joh, kan die Here werklik dit met 'n dooie ding doen? Voor die Here my siel gered het in matriek, was ek die grootste rasis onder die son. En ek sê weer, dit het niks te doen gehad met net jou veldkleur nie. As jy Engelsman was jy op my radar. Glo my. En ek het Engelse familie. En ons het bolle gerol op 'n stadium by 'n begrafnis. Omdat hy gesê het, hy's 'n boer. En ek sê vir hom, jy's net so min 'n boer as wat my hondeboer is. Net omdat jou vel wit is, dis waar die Here my kom uithaal het. Hy het my daar kom uithaal. En mense het nadat die Here my siel gered het, het mense na my toe gekom en gesê, Nico, jy's anders. Jy's nie dieselfde nie. Daai oudste familielid waarmee my nig getroud is, daai Engelsman is, ons sit vandag om 1:04. Ons is alright met mekaar. Al is hy Engels. Mense sal die verandering in jou lewe sien. Nadat Paulus gesê het, dat werke ons nie kan red nie, want dis wat hy sê. Wys Paulus ons die belangrikheid van werke, die nadat jy gered is. Werke is nie die wortel van verlossing nie. Met ander woorde, ek moet goed doen sodat ek gered kan word. Ek moet goed doen nee. Hy sê jy is gered sodat jy goed kan doen. Dis wat hy sê. Die werke is die vrug van my verlossing. Omdat ek verlos is, omdat ek lewend gemaak is, omdat ek gewederbaar is, doen ek goeie werk. Werke wat deur God voorberei is, sodat ons daarin moet wandel, sê die skrif. En wanneer is hierdie werke voorberei? Voor die grondlegging van die wêreld al. Dit bepaal, jy sal daarin wandel. Waar ons eers in die duisternis gewandel het, beheer deur die wêreld en deur die duiwel en deur ons eie vlees, wandel ons nou in Christus en doen ons goeie werke. Dis wat hy sê.
Die mens het van nature 'n neiging om God se lig, die waarheid van Christus Jesus te vermy en om sodat ons voort kan gaan in ons sonde. Ons voorouers Adam en Eva het weggekruip. Onthou nadat hulle geëet het van daai boom, het hulle weggekruip vir God. En ons sit vandag met dieselfde kwaal. Ek het die Here gevind. Het jy al dit gehoor? Ek het Jesus gevind. Nee, waar was hy? Was hy weg? Nee, jy was verlore. Jy was weg. Jy's die verlore skaap. Hy kan nie beweeg nie. Hy verander nie, dis jy wat verander. Johannes 3 vers 19 tot 20. Johannes 3 vers 19 en 20. Hy sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. In jou sondige natuur, in jou dooie toestand, wil jy nie na die lig kom nie. Jy wil nie, jy kan nie, sê die skrif. Jy's nie in staat daartoe nie. En hier is die ding, en ons moet dit, ek wil dit beklemtoon. Ouers, ek wil dit vanmôre beklemtoon. Sonder wedergeboorte is ons almal verwyder van God. Is ons almal geestelik dood. En jou kind het net soveel wedergeboorte nodig as die moordenaar in die tronk. Gehoorsame, voorbeeldige kinders loop die gevaar om te dink hulle is goed genoeg. Ek sê weer, ek sit met 2 voorbeeldige kinders. Dis nie iets wat ek gedoen het nie. Goeie maniere. Hulle weet van dankie en môre en hallo, hulle ken die goed, kan ek help, hulle ken die goeders. Maar omdat my kinders so is, nie iets wat ek gedoen het nie, want ek sê weer, ek was net met die teenoorgestelde. Ek het my maar bitter baie grys hare gegee. Het ek geweet, ek moet vir daai kinders bid en gesê, Here, red hulle siele. Dat hulle nie dink hulle werke is goed genoeg nie. Dat hulle nie dink dat hulle, omdat ons in 'n kerk behoort, omdat ek 'n pastoor is hulle nou in die koninkryk van God nie. Here, red hulle siele, maak hulle oë oop, haal hy hart van klip uit, Vader. Jou kind se probleem is nie net die wêreld waarin hy groot word, of die duiwel nie. Ons wil hulle beskerm teen hierdie invloede, wat normaal is. Dis reg. Sorg dat hy goeie vriende het, sorg dat hy die regte goed kyk, die regte game speel, die regte goed lees. Dis belangrike goed. Ons moet dit doen. Maar dit gaan nie sy siel red nie. Weet dit. Sy grootste probleem lê nie buite homself nie, sy grootste probleem lê binne in homself. Hy het 'n hartsprobleem. As hy sterf voordat hy nog verstand het, is hy hemel toe. Maar die oomblik wat hy verstand kry en hy weet tussen reg en verkeerd, dan is hy self verantwoordelik. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Dis hoekom ek huil vir die kinders. Dis hoekom ek pleit, Here, stuur vir ons jong mense, stuur vir ons kinders, dat ons hierdie skaapkos vir hulle kan voer, dat hulle die evangelie kan hoor, en dat hulle kan besef, ek hoort in die liggaam van Christus. Die mensdom sonder Christus is letterlik omsing. Die gevare van buite is slegs 'n bedreiging as gevolg van die gevare van binnekant. Ek sê weer, die duiwel kan my nie, toe ek in die wêreld was, toe ek nog nie die Here geken het nie, kon hy my nie tempt met dwelms en drank nie. Ek het drank gehad van dag 1 af. Ek het dit gehaat. Ek het eendag ek was klein man, ek was nog in die laerskool. Kuier ons by mense en nou gaan ons van hulle af, gaan ons nou na my ma se huis toe ry, op in die straat. Ek's klein. En die oom is dronk wat gaan bestuur. En ek's klein, ek sê weer, ek's in die laerskool, staan dit 1, as dit so oud was. En ek sê vir my pa, ek gaan nie in die kar klim nie. My pa wil my pak gee, ek sê, slaan my man, ek gaan nie in die kar klim nie, die man is dronk. Dis waar ek goed was, nee, my siel was nog nie gered nie. Satan kon my nie tempt met drank nie, of met dwelms nie.
Dit was nie my issue nie. Een van my grootste issues was hier meer. Hy het geweet waar om my by te kom. Hy kyker vir my. Hy kyker vir wat ek begeer. Die begeertes van my hart. Om 'n ware gelowige te wees, hy eindig met dit, is om in die bediening te wees. Betrokke te wees in die goeie werke wat God vir ons gegee het. So wat 'n beter werk kan daar wees as om die verlore skape daar buite te gaan soek? As om met behulp van die Heilige Gees hulle na die lig te wys en te sê, wie wat, Jesus Christus is die verlossing. Hy is die een wat jou kan vrymaak van jou rook. Hy is die een wat jou kan vrymaak van jou drank. Hy is die een wat jou kan vrymaak van wat ook al. Die evangelie is nie hou op sodat jy kan nie. Nee. Hy maak jou nie sodat jy kan ophou. Dis die verskil. Ek moes besef, ek kan nie van my meer ontslae raak sonder die Heilige Gees nie. Hy moes my help. Uit genade is ons wat ons is. 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 10. Hoor wat sê hy. Paulus wat hy praat, hy sê, ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Omdat hy my gered het, het ek gearbei. Omdat hy my gered het, het ek die evangelie uitgedra. Omdat hy my gered het, het ek op my knieë gebid en gehuil en gesmeek vir hierdie gemeentes. Ons is geroep vir hierdie goeie werke. En ons doen dit nie omdat ons goed is nie, maar met die hulp van die Heilige Gees. En hier wil ek vir jou wys, Filippense 2 vers 13. Dis seker die belangrikste skrif wat ek vandag by jou wil los. Filippense 2 vers 13. Filippense 2 vers 13. Kom ons lees van vers 12. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Waarvan hy daarvan praat, as hy sê, werk jou heil uit, hy sê, die feit dat jy gered is, dit begin binnekant, werk dit nou buitekant toe. Nou moet jou dade dit wys, dis wat hy sê, dit wat binne jou gebeur het, moet nou buitentoe wys. Ek is nou lewendig, so dit kom buitentoe. En dan kom hy sê, want, vers 13, dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. So wie maak dat jy goeie werk doen? Gaan dit weer lees. Dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Ons moet daar buitekant gaan vertel, van die wonderwerk wat plaasgevind het, tussen vers 1 en vers 10, van die gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Ons was dood in ons oortredinge en sondes, maar God het ons lewend gemaak in Christus Jesus. Ons was kinders van ongehoorsaamheid, maar God het ons opgewek saam met Christus Jesus. Ons was kinders van die toren, maar ons sit saam met Christus in die hemele. Ons was kinders van die toren, maar ons is ontvangers van ongekende barmhartigheid. Ons was kinders van die toren, maar ons is ontvangers van groot liefde. Ons is kinders van die toren, maar ons is ontvangers van onverdiende genade. Ons is kinders van die toren, maar ons is ontvangers van God se goedheid. Ons was kinders van die toren, maar ons is 'n trofee nou van God se genade. Ken jy hierdie genade vanmôre? Indien wel, kan jy identifiseer met John Newton. Wie weet wie is John Newton? Julle ken Amazing Grace? Hy het Amazing Grace geskryf. En hy het die volgende te sê gehad oor hierdie onderwerp. Hy het gesê, ek is nie wat ek behoort te wees nie. Ag, hoe onvolmaak en gebrekkig. Ek is nie wat ek wil wees nie. Ek verafskie wat kwaad is en ek wil vashou aan wat goed is. Ek is nie wat ek hoop om te wees nie, binnekort.
Binnekort sal ek sterflikheid aflê en met sterflikheid al die sonde en onvolmaaktheid. Tog, alhoewel ek nie is wat ek behoort te wees nie, of wat ek wil wees, of wat ek hoop om te wees nie, kan ek waarlik sê, ek is nie wat ek eens was nie. 'n slaaf van sonde en van Satan. En ek kan heel hartig by die apostel aansluit en erken, deur die genade van God is ek wat ek is. Die mens rondom jou, wanneer ons nou hier uitgaan, jou familie, jou kinders, jou kollegas by die werk, die ou wat voor jou inry met sy taxi, daardie ouens is nie daar om jou dag te onderbreek nie. Hulle is nie 'n onderbreking in jou dag nie. Hiermee sluit ek af. Hulle is die rede vir jou bestaan op daai oomblik. Jy al aangedink? Jy's gered vir goeie werke. Wat is beter as om die evangelie van Christus te verkondig? Wat is beter as dit? So daai mense rondom jou is jou werk. Is die rede van jou opstanding uit die dood uit. Jy is lewend gemaak om te dien. En ek sê weer, ons in hierdie gemeente wil ek 'n dienende gemeente maak. Soos Frikkie net al gesê het, hier was oor die 20 mense, wat alles wat vanmôre hier gebeur het, met die musiek, die gebed, die goed wat daar agter gemaak is, die verwelkoming by die deur, die video's wat julle gesien het hier agterop, al hierdie goed is die klank, alles, hierdie blomme, alles is omtrent 20 mense wat daarbey betrokke was. Plus, ons is daar om mekaar te dien, al is dit met 'n gebed. Al is dit met gebed, Here, ek bid vir hierdie diens vanmôre. Here, ek bid vir die persoon wat daai deur inkom. Here, ek bid vir elke siel wat vanmôre sal inkom om hierdie woord te kom hoor. Ek bid dat daai saad in sy hart sal val. Here, ek bid vir hierdie net 'n gebed. My gebed is dat ons werklik soos 'n sendingkerk, my gebed is, en dis wat ek bid, is Here, dat AGS Sannieshof nie net in hierdie gemeenskap of in hierdie streek of in hierdie land invloed sal hê nie, maar dat ons internasionale invloed sal hê in die koninkryk van God. Dis my gebed. Wie vertrou my saam met dit? Wie vertrou saam met my vir dit? Kan ons dit doen? Ek glo ons kan dit doen met die hulp van die Gees van God. Dis my gebed. En ek sê weer, ouens, wanneer ons kom by Sondagskool, as ons nie vandag Sondagskool nie, ons kom by Sondagskool en ons gaan begin met 'n jeug aksie ook. Ons is besig, dis nie beplan. Hoor my hart is vir hierdie jong mense, my hart, as daar nie jong mense is nie, is daar nie kerk nie, want ek sê weer, as die ou mense doodgaan of weg is, wat bly oor? Kerke maak toe. En ek sê weer vir jou as ouer, dis vanmôre 'n waarskuwing vir jou. Hoor my hart, dit wat jy as ouer belangrik ag, word vir jou kinders belangrik. As kerk nie vir jou belangrik is nie, as om in die liggaam van Christus te wees nie vir jou belangrik is nie, gaan dit nie belangrik wees vir jou kind nie. Hy leer by jou. Bring hom kerk toe. Bid vir hom, bid vir haar. Leer hulle die evangelie, hier is die geleentheid. En bid saam met ons vir onderwysers, vir die Sondagskool. Asseblief. Ek sê weer, Sondagskool, ek het vir jare Sondagskool gegee, dit kan jou moeg maak. My hart is dat elkeen net eenmal 'n maand doen. Of minder, hoe meer mense ons het. Jou lesie word vir jou voorberei. Ek sê weer vir julle, dis nie net die wêreld daar buitekant en Satan wat jou kind se probleem is, die probleem lê binne in hom, en daarvoor moet hy die evangelie van Christus Jesus in sy hart kry. En ons is net die hulp daar. Ons is daar om te help. Ons is daar om te help. Kom praat met ons as jy hulp nodig het, as jy raad nodig het. Ons weet nie alles nie, maar ek ken nie een wat alles weet.